Goeiemôre gemeente. En ook hartlik welkom vanoggend aan enige besoekers wat onder ons is. Kom ons roep nou ons Here aan. Ons, sy kerk, sy liggaam. Ons doen dit met afhanklikheid, met ons oë op hom. En ons doen dit met die woorde van Psalm 16. Bewaar my, o God, want by U skuil ek. Ek het vir die Here gesê, U is my Here, vir my is daar geen goed bo U nie. En dan antwoord ons Here ons. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen. En op die Here se seën kom ons sing vir hom. Ons sing Psalm 23 en daar prys ons die Here vir die sorg, die leiding, die genade, die herderskap wat hy aan ons gee, hoe hy ons as getroue herder liefhet en bewaar. Psalm 23, daarvan gaan ons al 3 verse sing. Gaan ook verder, nou dat ons die Here met hart en siel en mond geloof het. Deur saam ons geloof nou te bely aan die hand van die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal
en hy het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. En op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat die Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Telkens op ons belydenis antwoord die Here ons met sy wet, deur dit vir ons voor te hou. Ons luister vanoggend weer na sy wet, vanuit die boek Deuteronomium, en daarvan vers 6, hoofstuk 5 vers 6. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders van die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dienaar van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Om ons antwoord die Here na hy sy wet vir ons voorhou vanuit Psalm 102. Psalm 102 gaan ons saam verse 1 en verse 8 vir die Here sing.
susters, kom ons bid saam. O almagtige God, U wat in die hemel troon bo elke skepsel, alle mag en alle gesag wat ons kan sien en aandink. U wat in reinheid wandel, heiligheid soos 'n brandende vuur, maar ook ons barmhartige Vader is. U wat, soos wat ons heerlik kon sing, na ons wat gevangenes was onder die sonde, kinders van die dood, kinders van U toorn, neergebuig. En U het ons nie net vergewe en gewas nie, U het ons nog opgehef. Soveel so dat ons nou U kinders genoem kan word. Wanneer ons na U wet luister, dan opnuut besef ons dat ons uiters oorgelewer is. Ons is swak, ons is sondig, ons is stikkend. Maar U genade in ons Here Jesus Christus ken geen perke nie. En daardeur kan ons U met vrymoedigheid nader. En in hierdie vrymoedigheid bely ons dan, Vader, U ken ons hart en ons hand en ons mond. U weet hoe baie daar uitkom wat U vertoren, wat U waarde en heerlikheid en U gesag ontken en teengaan. Wil U ons vergewe? Mag ons altyd gesien word in ons Here Jesus Christus, sy geregtigheid om ons. En mag sy geregtigheid altyd vir ons stel. Ons bid, Vader, as U gemeente, U bruid hier, en ook elkeen persoonlik, o, help ons deur U Gees om U reg lief te hê. Ons wil heilig wees, ons wil U reg dien, ons wil U volg, ons wil wandel in U wet, want dit is die skoonste en soetste paaie wat ons ooit kan indink. Maar ons is so swak, dat sodra die versoeking kom, dan val ons so maklik daarvan af. Soos Dawid treur ons, ag was my voet maar net vaster. Nou dat ons vergewe en skoon gewas is deur U, nou pleit ons, Vader, help ons om te wandel in U weë. Reinig ons, maak ons gehoorsaam, maak ons meer gelykvormig aan ons Here Jesus Christus. Deur U Gees alleen dat ons dit kan doen. En daarna hinker ons opreg. En Vader, ons bid dan, wanneer ons nou na U woord gaan luister, dat U daardie heiliging, reiniging, versterking van U Gees in ons sal bring. So kosbaar om te sien hoe U Gees deur U woord werk, altyd deur U woord werk, en dat ons hierdie toegang tot U woord het. O, vorm ons dan nou en lei ons en vertroos ons en bemoedig en vermaan ons. Ja, Vader, bou ons, vernuwe ons deur U woord. Dag vir dag het ons dit nodig. En die besonder vandag dan, lei ons om U woord reg te verstaan, reg lief te hê, en ook gevorm te word daardeur. Omdat ons juis so lief is om saam te kom voor U en te aanbid en na U woord te luister, en so groot vreugde is dat ons dit nou mag ervaar, juis weens daardie liefde en vreugde, dink ons in die besonder aan ons broers en susters wat swaar kry en wat weens beproewinge nie by ons kan wees nie. Vader, vertroos hulle, versterk hulle, wees hulle hart naby en wil U dan uitkoms gee op U tyd. Verhoor ons bede, mag dit tot U reis as 'n lieflike geur in en deur ons Here Jesus Christus. Amen. Die Here Jesus Christus het opgestaan uit die dood, en daarmee het hy sy oorwinning, ons saligheid, ons gemeenskap aan sy oorwinning, finaal bevestig. Vir 40 dae lank het hy onder sy kerk beweeg, die verheerlikte, opgestane Christus.
en hy het gewerk, hy het hulle geleer, vermaan, bemoedig, getroos. Hy was met hulle. So vestig en bevorder hy sy koninkryk op aarde na sy opstanding. Maar dan vaar hy op na die hemel, na die regterhand van sy Vader. 'n wolk neem hom na sy koninkryk in die hemel en laat sy disippels, sy ganse kerk, my en jou, hier agter op aarde. Die koning het uiteindelik gekom, na al die profesieë, al die tyd wat verloop het, hy gekom, en hy het weer gegaan. Waar los dit ons, sy kerk dan? Waar los dit my en jou, broer en suster? Ons Here se antwoord kom vanoggend in die vorm van Handelinge 2. Ons gaan daarvan die hele hoofstuk saam luister, en dan in die besonder gaan ons stil staan by vers 41 tot 47, daardie laaste gedeelte van Handelinge 2. So as jy jou Bybel hier het, kan jy saam met my blaai na die boek Handelinge. Dan gaan ons saam luister na Handelinge 2. Handelinge 2 vanaf vers 1. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind en het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle? Elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is, Parters en Meders en Elamiete, en die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus, Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die streke van Libië en Sirene, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, Kretense en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Maar die ander het gespot en gesê hulle is vol soetwyn. Maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek. Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die 3de uur in die môre. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. En in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jonglinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. En ek sal wonders gee bo in die hemel, en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurligte dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Israeliete, luister dan na hierdie woorde. Jesus die Nasareëner, 'n man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens, wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet. Hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. Want Dawid sê van hom, ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterhand, dat ek nie sou wankel nie. Daarom is my hart bly, en my tong juig, ja, ook sal my vlees nog rus in hoop. Want U sal my siel nie aan die doderyk oorlaat, of U heilige oorgee om die verderwing te sien. U het my die weë van die lewe bekend gemaak, U sal my vervul met vreugde by U aangesig. Broeders, ek kan vryheid met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe.
omdat hy dan 'n profeet was en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het dat hy die vrug van sy lendene wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit, het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderyk verlaat is en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. Hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons almal getuies is. Nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort, wat julle nou sien en hoor. Want Dawid het nie in die hemele opgevaar nie, maar hy self sê, die Here het gespreek tot my Here, sit aan my regterhand, totdat ek die vyande gemaak het 'n voetbank van u voete. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. En dan ons fokusgedeelte vir volgende. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En hulle het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En almal wat gelowig geword het, was by mekaar, en hulle het alles gemeenskaplik besit. En hulle het hulle eiendom en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Sover. Nadat die koning opgevaar het, doen hy sy gelofte stand. Hy het beloof aan sy kinders dat hy hulle nie as wese gaan agterlaat nie. Dis onthou wat aan die disippels gesê het, hy los hulle nie sonder enige hulp of sonder enige iemand hier agter op aarde nie. Hy sal die helper stuur. God die Heilige Gees is dan gegee aan sy kerk hier op aarde, nie net om by hulle te wees, soos wat die Here Jesus Christus by hulle was nie, maar om in hulle te wees, een met hulle te word, binne hulle te werk en te woon. So die koning se liggaam is nie meer hier nie, maar hy is werklik nader as wat hy nog ooit was aan sy kerk. Nie meer net by nie, maar nou binne. Dit is 'n besonderse ding om aan te dink. Ons vat die inwoning van die Heilige Gees so vanselfsprekend. Maar dink in die afgelope paar weke hoe ons gekyk het na God se brandende heiligheid. Sy hoë troon, sy vurige reinheid. En om te hoor, ons is so gewas deur die bloed van Christus, dat daardie God woon nou in my. Nie net onder ons nie, in ons. En dis die kosbaarheid van die gebeure hier op Pinkster. Die God wat gesê het dat hy in donkerheid wil woon, omdat die nietige mens nie sy heilige majesteit kan staan nie. Hy om wie wolke en donkerheid is. Hy wat duisternis sy skuilplek gemaak het. Duisternis van waters en diktes van wolke is sy hut rondom hom, sê Psalm 18. Hy was eers onder sy volk teenwoordig op sy troon op die verbondsark. Jy onthou daai ark wat niemand kon ingaan by, bekyk of bevat nie. Eers in die tabernakel en toe die tempel.
En met die koms van ons koning Jesus Christus kom hy nog nader. Hy kom wandel onder ons. Maar nou het hierdie selfde almagtige God nog nader gekom. Hy het sy woning nie in wolke donkerheid, die tempel, die tabernakel of eers sy eie liggaam gemaak nie, maar jou, jy wat in die Here Jesus Christus van harte glo. Jy is waar sy teenwoordigheid setel. En wat dan so besonder is om te sien in Handelinge, is die werk van die koning gaan voort. Maar dit gaan nou voort deur sy gees wat in sy kerk, in die harte van die gelowiges woon, gaan daardie werk van die koning voort. Hy is nie weg nie. Hy was nog altyd, en hy sal altyd wees Immanuel, God met ons. Nou hierdie besonderse dag en openbaring van die almagtige God wat in sy kerk, binne die harte van gelowiges lewe en daar werk, dit maak die kerk 'n groep of 'n versameling van mense wat totaal en al anders is as enige iets hier op aarde. Hoe moet ons huiwer om enige groep te vergelyk met die kerk van Christus? Ons kan nie. Niks kan met die kerk in waarde, in heiligheid, in lieflikheid, in karakter vergelyk word nie. Die kerk, elke getroue gemeente, is die liggaam van Christus self, met sy gees wat in hulle woon en lewe gee. Ons geen groep soos dit nie. Daar sal nooit 'n versameling mense op hierdie aarde wees soos die kerk van Christus nie, gekies, geliefd, geheilig, gereinig, gekoester deur die Almagtige. En dan moet ons vra, goed, dit sien ons, hoe lyk die kerk dan? As in beginsel, in wese, die kerk totaal en al uniek is van alle groepe in hierdie wêreld, hoe lyk die kerk dan? Hoe verskyn daar die uniekheid? Hoe lyk dit in die lewe van die kerk? Dat hulle so uiters besonder is. Selfs as om te vra, wat kenmerk hulle? Wat doen hulle? Nou hier in ons fokusgedeelte van Handelinge 2 word vir ons beskryf hoe die eerste gemeente, gevul met die gees van God, geleef en gelyk het. Dit skilder vir ons 'n prentjie. En skilder vir ons 'n skildery eerder van die werk wat Christus deur sy gees doen in sy kerk, in die wie hy bewoon. Nou is ten minste 7 eienskappe of kenmerke wat ons hier sien. So kyk saam met my na hulle vanaf vers 42. Nommer 1, wat maak hulle so anders? Hoe lyk hierdie uniekheid in praktyk van die kerk? Hulle het volhard in die leer van die apostels. Die leer van die apostels, dit verwys na dit wat die apostels gepreek het, en dit wat hulle vir die mense oor God en sy wil en sy ontwerp en sy bestel geleer het. En dit sou beslis die woorde van ons Here Jesus Christus insluit. Hulle was saam met hom, hulle het by hom geleer, hulle haal hom gedurig aan. Dit sluit die Ou Testament aan wat hulle heeltyd aanhaal en toepas en verduidelik. Dit sal allerhande waarhede en dogma wees, wat die Gees ook later in die Nuwe Testament deur die lig wat hy aan die apostels gee aan hulle geopenbaar het. So vir ons, in ander woorde, wat's die leer van die apostels? Dis die woord van die Here. Hulle het volhard in die leer van die apostels, 'n geesvervulde gemeente. 'n gemeente waar die Gees so inwoon en hom hierdie uiters unieke groep maak. Die kerk van Christus volhard in die leer van die apostels. Daar waar God, die Heilige Gees woon en werk hy deur sy woord, deur sy waarheid. 'n gemeente wat nie erns maak met die leer van die apostels, die teologie, die dogma, die waarheid van die woord nie, stem nie ooreen met wat die Gees doen in 'n kerk nie. Dis wat hy doen, is die eerste kenmerk waarop die kerk gegrond is, die woord van die Here, die leer van die apostels.
Alles wat 'n gemeente van Christus doen, moet bepaal word deur die leer van die apostels, die woord van God. En dis wat ons sien by hierdie kerk hier in Handelinge 2. Hulle het volhard in daardie leer. Hulle het nie al boodskap, hulle gebruike of hulle optrede laat bepaal of beïnvloed deur die druk van die tydsgees nie. Hulle het nie volhard in hoe hulle voel oor sommige sake nie. Hulle het nie die woord van die Here, die leer van die apostels gebruik as 'n handige handleiding, opsioneel wat vir ons raad gee nie. Hulle het volhard in die leer van die apostels. Om dit te ken, om dit te verstaan, om dit suiwer en onverskrokke vas te hou en toe te pas. Dis die eerste eienskap. En die tweede, hulle het volhard in die gemeenskap. Hulle was kosbaar vir mekaar. Die gemeente, die gelowiges. Want hulle het geweet hoe kosbaar elke een van hulle is in God se oë. Hoe nodig om daai te sien. Hulle het hulle lewens by mekaar ingesluit. Nie net die wat die beste met mekaar oor die weg gekom het nie. Almal, elkeen met die ander. Lidmate is dalk verskillende persone, maar is tog maar dieselfde gees, wat in elke een van die verskillende persone is. Die gemeenskap wat Christus skep deur sy gees in 'n gemeente is duur gekoop, uitsonderlik kosbaar. Maar iemand hierdie duur gekoopte gemeenskap gaan beskadig met opstoking of skinder of afguns of kwaadpratery. Wat anders is besig om te gebeur as hulle wat teen die werk van die Gees ingaan? Want die Gees in sy gemeente bring gemeenskap onder mekaar. Waar die Heilige Gees woon en werk, daar is juis volharding in gemeenskap. Dis meer om te volhard in die gemeenskap, is meer as net om seker te maak, ek breek dit nie af nie. Dis om te beywer, te verlang, te strewe daarna om juis alles te doen wat hierdie gemeenskap opbou. Dit is besonder hoe ons in vandag se tyd selfone het om enige tyd met mekaar te praat. Ons het karre waarmee ons enige tyd na mekaar kan ry. En tog gebeur dit dat ons soms minder van hierdie kosbare gemeenskap ervaar as hierdie eerste gemeente hier in Handelinge se tyd. Nommer 3, hulle het volhard in die breking van die brood. En dit is geleenthede waar hulle saam geëet het en ook die nagmaal gevier het, soos wat ons as die Here wil volgende week sal doen. Nou kan ons vra, maar waarom is die volharding in hierdie maaltye en in die viering van die nagmaal 'n kerneienskap van die kerk? Waarom is dit een van die noemenswaardige dinge wat die Gees sal doen in die gemeentes wat hy bewoon en bewerk? Saam eet en nagmaal. By die nagmaal is jy besig om Jesus Christus en hom as gekruisigde die kern van jou kerk wees en verhouding met mekaar te maak. By die nagmaal word ek herinner en verseker hoe die Here Jesus Christus se liggaam vir my gebreek was, sy bloed vir my gevloei het tot 'n volkomme versoening van al my sonde. Ek het dus vrede met God ten spyte van hoe baie ek teen hom sondig en gesondig het. En ek het meer as vrede met God. Ek het eenheid, intimiteit, deel aan God deur Jesus Christus se kruisdood. Dis wat die nagmaal vir ons leer. Maar die nagmaal dan ook vir ons leer, so het ons ook vrede met mekaar. Eenheid, intimiteit, deel aan mekaar deur Jesus se kruisdood. Hoe dringend nodig het elke gemeente om altyd dan ons Here Jesus Christus en sy kruisdood in die kern te hou. Alles hang daarvan af. Vergifnis is 'n onontbeerlike
deel van enige groep mense in hierdie sondige lewe. Selfs in 'n huwelik waar daar net 2 mense is vergifnis onontbeerlik. By die nagmaal word ons herinner en verseker van ons lewe, ons vergifnis, ons ewige saligheid, wat ons deur die kruisdood van Christus kry. Deur in die breking van die brood en die nagmaal dan te volhard, maak ons vergifnis, die vergifnis wat God het vir my, en wat ek dan moet hê vir my naaste, maak ons 'n kerndeel van ons kerk wees. En wanneer die Heilige Gees vul en Christus werk, sit sy werk voort in die hart van die gelowige, dan kan daar nie afguns, wrokke, gekoester word en vergifnis uitgesluit en geïgnoreer word nie. En nommer 4, hulle het volhard in die gebede. Die apostel Paulus sê in Romeine 8 dat ons die gees van aanneming tot kinders ontvang deur wie ons roep, Abba Vader. Gebed is onvermydelik, daar waar die gees van God woon en werksaam is. Hy roep uit die gelowige uit, gedurig deur, sodat net soos 'n kind, wanneer hy bly is, die aangesig van sy vader soek, wanneer hy bang is, sy vader se klere vashou, wanneer hy bekommer, of wanneer hy hartseer is, sy vader se arms verlang, so bid die gelowige. Die gees wat in ons woon en werk, maak dit 'n natuurlike ding. Besonders om te sien, vir 'n gemeente om te volhard in gebed, hoe belangrik is dit? Nie net elkeen persoonlik nie, maar as gemeente. God werk en gee aan sy kerk dit wat hulle nodig het. Hy sorg vir hulle. Hy bewaar hulle, hy bou hulle. En hy besluit om dit te doen deur gebed, as antwoord op gebede. Daarom waar die Gees die harte vul, sal gebid word. Alleen persoonlik in die binnekamer, sowel as in die vergadering van die heiliges. Al hierdie eienskappe waarna ons gekyk het tot op hierdie punt, die wat vooraf gegaan het en die wat ons nou nog na sal kyk, dis onmoontlik sonder gebed. Jy kan 'n vorm daarvan regkry wat niks beteken nie, sonder gebed. Ons het die Here se, die Gees wat werk en hierdie dinge in ons bewerk en ons lei daarin nodig. En hy werk deur gebed. En nommer 5, hulle het omgesien na mekaar. Dit kry ons hier in vers 45. En hulle het hulle eiendomme en besittings verkoop en die opbrengs onder almal verdeel volgens wat elkeen nodig geraad het. En dit sluit aan by die gemeenskap. Dit wat die Gees doen in sy kerk is, hy maak die gelowiges vir mekaar kosbaar, belangrik. Die gemeente was vir elke lid so belangrik, dat hulle graag afstand sou doen van hulle eie gemak, en hulle eie welvaart, of hulle eie goedere, tot die welvaart en behoud van mekaar. En dis wat die Gees doen in die hart van die kerk, in die hart van die gelowige, is hy werk 'n liefde vir ons broers en susters in Christus, dat hulle vir ons meer kosbaar raak as die nietige, kortstondige plesiertjies van hierdie lewe. Wat die Gees doen, hy rig ons hart op mekaar en hy speen ons van die wêreld af. Dis wat jy kry hier. Waar daar kramperig net gekyk word na myself en my behoeftes en waar dit meer tel, my behoeftes, as die van my broer en suster en hulle behoud, is ons dan nie besig om ons hart te sluit vir die werk wat die Gees in sy kerk doen nie. Dit wil nie sê, ons moet een of ander geestelike kommunisme begin toepas in die gemeente, of dat ons moet onsself verarm en van alle gemak en goedere ontslaa raak nie, hoegenaamd nie. Die beginsel wat hier geleer word is eenvoudig dit,
het jy die liggaam van Christus, jou broer en suster, liewer as jou kortstondige gemak en plesier kies? Tel hulle vir jou meer? Dis die vraag. Sê jy saam met Dawid in Psalm 16, wat ons in ons teks gehoor het en vanoggend ook bely het, aangaande die heiliges wat op die aarde is, die gelowiges, hulle is die heerlikes in wie al my behae is. Is daar die soet tederheid in jou hart teenoor jou broers en susters, wat liefde vir hierdie wêreld oortref? En nommer 6, hulle het geleef in eenvoudigheid van hart. Dit word baie keer oorgelees wanneer ons met hierdie teks besig is en ons sien hierdie kenmerke van wat die Gees in die kerk doen. Sien ons baie hierdie mis, hulle het geleef in eenvoudigheid van hart. Wat is dit wat verhoed dat 'n kerk in die leer van die apostels volhard? Is dit nie 'n eie willige beterweterigheid waar iemand of 'n groep dink dat aangesien hulle opreg in hulle harte is, kan hulle sonder of teen die leer van die apostels kerk wees? Of wat verhoed ons in die gemeenskap om in gemeenskap met mekaar te volhard? Is dit nie die selfbelang, die eie ek en trots wat maak dat ons nie vir mekaar tyd het nie, maar dat ons altyd na hoër dinge wil streef? Of wat verhoed ons om in gebed te volhard? Is dit nie hoogmoed en arrogansie nie? Die idee dat ons nie eintlik regtig nodig het om te smeek vir bewaring, te smeek vir suiwerheid, te smeek vir lyding nie. Dat ons kan meeste van dit self doen. 'n hoë siening van onsself en ons vermoë. Wat verhoed ons om na mekaar om te sien? Is dit nie 'n begeerte vir net beter en meer vir onsself nie? 'n te hoë agting vir hierdie wêreld. Maar blydskap, tevredenheid, eenvoudigheid van hart. Dis wat die Gees bewerk daar waar hy inwoon. 'n eenvoudigheid van hart. Ek kan laastens nommer 7. Hulle was in guns by die hele volk. Wat is die gevolg wanneer die Gees so werk, so vorm en woon in 'n gemeente? Die kerk was in guns by die hele volk, en hoe kan dit anders wees? In die kerk sien die wêreld die heiligheid, die uniekheid, die skoonheid, die lieflikheid van Christus raak, want sy Gees werk in en deur die gelowiges. Nou, dit beteken nie dat die hele volk saamgestem het met die Christene, of dat daar nie teenstand en vervolging was nie, daar sal altyd wees. Maar die objektiewe skoonheid van Christus het gestraal uit hulle uit. Hoe hulle met mekaar werk, met die armes en die rykes, met die vriendelikes en die ongeskiktes, met die slaaf en met die prins. Die gemeente het geen pragt of iets in hulle self gehad wat die hoë agting van die volk sou win nie. Die Gees wat hulle bewoon, sy werk het so uitgevloei uit die wat hy bewoon, dat Christus se skoonheid gesien word. Nou die vraag, broers en susters, is nie of die Heilige Gees hierdie eienskappe in sy kerk in ons gemeente bewerk nie. Hy doen. Hy doen. Dit is dieselfde Gees wat ons het, as wat hierdie gemeente in Handelinge gehad het. Die vraag is of jy met die Gees vervul, bewoon deur die almagtige God, deel is van die werk wat hy doen in sy kerk. Ons moet nie die fout maak om te wag, totdat ons sien dat genoeg ander mense so deel hê aan hierdie werk wat die Gees doen in sy gemeente, voordat ons dit die moeite werd sal ag nie. Begryp hierdie broers en susters. Wanneer jy op jou eie, net jy, wanneer jy op jou eie na hierdie eienskappe strewe, wanneer jy die Heilige Gees volg in hierdie kosbare werk wat hy in sy gemeente doen, hoe hy hulle so vorm, wanneer dit net jy is wat dit doen, wat hom volg, dan is die gemeente alreeds 'n bietjie meer soos die gemeente in Handelinge as wat hy was.
Nee, die gemeente is opmerklik meer so as wat hy voorheen was, net deur een persoon, wat gevul met die Gees en die Gees se leiding volhard. En wat as daar dalk 2 is? Of wat van 3? Indien hierdie manier van kerk wees, die aandag en die guns van die wêreld wen, hoeveel te meer gaan jy nie jou broers en susters in die Here oorhaal, om te volhard in die werk wat die Gees doen in die gemeente, wanneer jy dit self doen nie. En God die Heilige Gees het kom woning maak in sy kerk, in die harte van gelowiges. Christus sit sy werk voor in die wêreld, deur sy kerk, die gelowiges. En daarom ondersoek jouself dan, is jy deel van daardie werk wat die Gees doen, of staan jy dit teen? Mag ons dan volgende week met harte vol vreugde, vol eenvoudigheid, weer aan ons Here se tafel versterk en verkoop, herinner en verseker word, sodat ons as kerk van Christus in die wêreld mag lewe, sodat hy in ons gesien kan word. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons prys en loof U vir die waarde, die heerlikheid, die heiligheid van U kerk. Ons loof U dat ons 'n deel mag wees van dit. Ons gemeente en ook elkeen van ons wat in U glo. Dankie vir die sorg, U liefde, U koestering, U bewaring van U kerk. Dankie dat U Gees uitgestort het en U kerk nie net vergewe en was nie, maar ook heilig en heerlik maak. Dankie vir die baie gawes wat U gee aan ons gemeente en hoe U Gees daardeur werk en dit gebruik om ons op te bou, om ons verhouding met U en met mekaar te versoet. Dankie vir die genade wat U aan ons hier in Stilbaai gee. Ons bely tog dat ons baie swak en wankelrig is nog in hierdie bedeling, en dat ons gereeld nie volhard in die werk wat U deur U Gees in die kerk doen nie. Ons bely dat ons maklik lou word, dat ons maklik ons ywer en ons dryf en ons oortuiging verloor. Dat seer kry en beproewinge en uitdagings ons baie maklik terughou. Ons bid Vader dat U so deur die Gees in ons sal werk, dat ons mag toeneem in die werk wat U Gees doen, in die harte van die gelowiges en van die kerk. Wil U ons gelykvormig maak aan hierdie gemeente in handelinge, so ver as wat hulle gelykvormig is aan Christus. Lei ons, bemoedig ons, versterk ons, en waar ons nou volgende week weer gaan sit aan die tafel, mag U Gees daardie sakrament gebruik om ons harte so te versterk en vol te maak, dat ons weer sal volhard in ware kerk wees. Lei ons daardeur deur U Gees. En Vader, ons bring dan ons gebede voor U, en wil U ons verhoor in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Ons gaan saam vanuit Psalm 133 vir die Here. Dit is 'n kosbare psalm waar ons juist sing van die bande, die gemeenskap, die liefde, dit wat die Gees bewerk in die wat die Here vrees. Psalm 33, nou van vers 1 en 2.
Broers en susters, ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou bewaar. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.